Maak die Bybels oop by Johannes, die evangeliebeskrywing volgens Johannes, daarvan hoofstuk 1. Ons is met 'n reeks besig vanuit Johannes 1. Ons het al gevorder tot by vers 18. Vandag verder vanaf vers 19. Dit is in die gedeelte wat handel oor die getuienis van Johannes die Doper. Johannes die Doper, die voorloper van Christus, die een wat van hom getuig het. Voor ons saam lees, kom ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, Here, ons raak stil voor U, stil in 'n wêreld wat besig is. 'n Tyd waarin alles gejaag word van een punt na 'n ander. Van ons begeerte is om nou stil te raak voor U en stil te raak in U. Want U nabyheid is vir ons genoeg en U kosbare versorging is vir ons belangrik. Wanneer die Gees ons verstand verlig en verhelder, Here, kan ons hoor, kan ons sien en meer nog kan ons verstaan. En daarom bid ons dit van U af, dat U nou deur die Gees sal spreek, dat ons met U besig sal bly en dat U met ons sal praat. Laat U woord spreek, Here. Ons luister. In die naam van Christus Jesus, ons koning. Amen. Johannes 1, ons lees saam vanaf vers 19. En dit is die getuienis van Johannes, toe die Jode uit Jerusalem priesters en leviete gestuur het, om hom te vra, wie is u? En hy het erken en nie ontken nie, maar het erken, ek is nie die Christus nie. Toe vra hulle hom, wat dan? Is u Elia? En hy sê, ek is nie. Is u die profeet? En hy antwoord, nee. Toe sê hulle vir hom, wie is u? Dat ons antwoord kan gee aan die wat ons gestuur het. Wat sê u van uself? Hy antwoord, ek is die stem van een wat roep in die woestyn. Maak die pad van die Here reguit, soos Jesaja die profeet gesê het. En die wat gestuur was uit die Fariseërs. En hulle vra hom en sê vir hom, waarom doop u dan as u nie die Christus of Elia of die profeet is nie? Johannes antwoord hulle en sê, ek doop met water, maar onder julle staan hy vir wie julle nie ken nie. Dit is hy wat na my kom, wat voor my geword het, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Dit het gebeur in Betbara, oorkant die Jordaan, waar Johannes besig was om te doop. Geliefdes, ek gaan oorhoofs in die prediking na die hele gedeelte van hierdie skriflesing kyk. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. As iemand sou vra, wie is jy? Dan gee ons baie keer ons naam. En dan is dit nodig vir baie mense om ons nog vrae te vra, om regtig uit te vind wie ons eintlik is. Ons gaan dan baie vrae moet antwoord, en dan weet iemand presies wie ons is. Maar hulle weet nooit presies nie, want ons deel nooit alles.
Ons deel net dit wat ons dink mense behoort van ons te weet. En hierdie mededeling stel iemand aan jou bekend. Maar voordat jy iets gedoen het of gesê het, het niemand van jou geweet nie. En wanneer ons as gelowiges in hierdie wêreld leef, weet niemand wie God is nie, tot hy homself nie openbaar nie. En as iemand glo, en niemand glo nie, en iemand begin glo, en hulle vra vir jou, maar wat doen jy? Ek aanbid. Wie aanbid jy? Baie vrae is nodig om daardie vraag te antwoord. Hoekom aanbid jy so? Waarom lyk jy soos jy lyk? Waarom doen jy wat jy doen? En dan moet jy die rede gee vanuit jou geloof. Johannes die Doper vertel vir ons iets van hoe sal so 'n ondervraging verloop. Maar hy gee vir ons die eintlike antwoord wat mense nie vandag vir mekaar wil gee nie. Baie keer sit ons en ons sukkel en hier is waarmee ons baie sukkel. Ons aanbid, want ons doen dit al jare so. Ons toon 'n vorm van godsdienstigheid want almal het so groot geword. Want kultuur help ons om te glo. Staatsgodsdiens het baie in die tyd van die reformatie beteken, maar ook baie gevare gebring. Almal wat glo beteken almal wat nie glo nie kan daarin wegkruip. Maar dit moet net lyk of jy glo, dan word jy gesien as gelowig. En dis waarmee ons in wese worstel. En Johannes die Doper word beskryf deur die evangelis Johannes die Apostel onder inspirasie van die Gees en ons moet vra waarom staan hierdie deel in die Bybel? Is dit maar 'n stukkie geskiedenis wat net opgeteken is? Is dit maar net aangeteken sodat niemand moet wonder hoe gaan ek die bladsye van hierdie 21 hoofstukke vol kry nie? Miskien moet ons ietsie sê oor Johannes die Doper. Dalk het hy 'n plekkie, maar net 'n stuk geskiedenis. Dit beteken nie eintlik iets nie. Is dit waar? Dit beteken iets. Wanneer Johannes gevra word, wie is jy? Dan antwoord hy 'n paar vrae. Die eerste vraag wat ons raak sien, ons gaan baie na die vrae kyk vanoggend. Wat is die eerste vraag? Wie is u? Vers 19. Wie vra dit? Dit moet vir ons die agtergrond gee vir die hele ondervraging. Vanuit Jerusalem is gestuur priesters en leviete. Wat is in Jerusalem? Moet ons altyd vra. Wat is in Jerusalem? Die tempel. Wat gebeur by die tempel? Aanbidding. 'n Godsdiens wat die Here gegee het, 'n daadgodsdiens wat geadministreer word deur priesters. En daar is ons eerste sleutel. 'n Godsdienstige groep, kerkmense, sou ons vandag kon sê, word gestuur deur die leierskap in Jerusalem. Wie is hulle? Ons ken hulle al, die naam het ons al baie gehoor, die Sanhedrin. Wat 'n groot groep van mense was, die grootste Sanhedrin, reg oor die land was daar Sanhedrins, maar die grootste Sanhedrin, die grootste raad van priesters, was die een in Jerusalem. Nou ek sê nou priesters, maar het bestaan uit twee groepe, Fariseërs en Sadduseërs. Fariseërs en Sadduseërs. Twee groepe mense, die Fariseërs meer die skrifgeleerdes en die Sadduseërs meer, so ons vandag kon sê, politikuste. Nie so kwaai skrif getrou nie, maar hulle het bekend gestaan as die hoë priesters. Hulle het bekend gestaan as hoë priesters. Alhoewel daar net een hoë priester was, maar die grootste invloed was onder die Sadduseërs in daardie magsgebied. En dis hoe die leierskap gelyk het. En wanneer daar vanaf Jerusalem gevra word, wie is hierdie man? Want wat doen hy? Hy staan by die rivier
en hy doop mense. En saam met sy doop gebeur daar dinge. Johannes verkondig, en dis die konteks wat ons moet raak sien. Jerusalem sien iets gebeur, 'n man kry aansien meer as Jerusalem. Iets is besig om te gebeur, hy bedien 'n doop, en daardie doop moet ons in konteks ook verstaan. Johannes bedien 'n bekeringsdoop, want hy sê, bekeer julle. En daar was 'n gebruik by die tempel, in die stadium wat van die Griekse tyd van die regering, na die Romeinse tyd van die regering ontstaan het, was 'n reinigingsbad. 'n Reinigingsbad het ontstaan, en dis ietsie buite Bybels, wat ons in die intertestamentêre tyd, dis die tyd vanaf Maleagi, tot en met Matteus kry. Want wanneer Maleagi klaarmaak, regeer die Persiese ryk. Die Persie is in die ryk, hy is in die bestuur van die koninkryk, en Israel leef na ballingskap. Maleagi is die laaste profesie wat ons het. En in die geskiedenistyd lê dit daar, waar Persie regeer, en dan kom regering Grieke, en regering Romeine, en as ons die Nuwe Testament oopmaak, is dit Romeinse regering. So ons sê, dis 'n tydperk van 'n klomp jaar verloor, wat nie in die Bybel opgeteken is in terme van geskiedenis nie. Wat het rondom die tempel en die voorkoms by die tempel en die gebruike by die tempel bygekom? Dis een van daardie sake wat bygekom het, is 'n bad van reiniging voordat jy by die tempel enige ritueel verder kon doen. 'n Reinigingsbad. En die priesters het soms en meestal geld ook gevra daarvoor. Iets wat vir ons beskryf word buite die Bybel. So dit is deel van 'n raamwerk van, daar is 'n doop by die tempel vir reinigingsdoeleindes. En dis 'n belangrike deel dat ons net iets moet verstaan daarvan. Wanneer hulle hoor Johannes doop, hy doen dit verniet. Is hy besig om 'n stelsel wat in Jerusalem aan die gang is, waar Caiaphas en Annas, nou later sal ons vir Caiaphas beter leer ken, maar Annas was reeds besig met 'n geldstelsel by die tempel. En 'n hele besigheid van transaksies vind plaas by die tempel. Jesus sou nog praat van die tempel as rowerspilong oor daardie rede. Want die hele stelsel by die tempel is gekaap. Deur wie? Die priesters. Nie 'n ingesteldheid van God nie. So wanneer, en dis 'n lang inleiding net om vir u te probeer verduidelik, as Jerusalem 'n afvaardiging stuur na Johannes die Doper en vra wie is jy? Dan vra hulle nie wie is jy nie, is wat doen jy? En hoekom doen jy? Want wat jy hier doen, is besig om Jerusalem te laat geld verloor. Dan moet jy een of ander vorm van gesag hê, van waarom doen jy? Want wie sou kon doop? En nou is hier 'n Bybelse getuienis wat moet bykom. Hier's 'n getuienis wat moet bykom, en die skrifgeleerdes weet van, daar moet iemand kom, en hy moet die Messias wees. Nuwe Testament sal praat van die Christus, en die Ou Testament sal praat van die Messias. Dit is dieselfde woord, dis die gesalfde van die Here. En as ons praat van Christus Jesus, of die Messias Jesus, praat ons van dieselfde, dis die gesalfde van die Here. En wanneer hulle die gesalfde verwag, moet hy kom in die tyd wat hy moet kom, en hulle wil graag hê 'n sekere gesalfde moet kom. En as Johannes gevra word, wie is jy? Vers 19, dan antwoord hy, ek is, in vers 20 staan dit, ek is nie die Christus nie. Ek is nie die Christus nie. Maar wie is jy? Dit gaan nie oor my nie. Eerste keer dat jy hierdie frase hoor. Dis ons tema. Dit gaan nie oor my nie. Maar wat doen jy dan? Hoekom doen jy wat jy doen? Ek doen iets wat gaan wys op hom wat na my kom. En hy's naby. Maar wie is jy? Is jy dan Elia?
Jy kan neerskryf. In Maleagi hoofstuk 4 lees ons in vers 5 en 6 van 'n Elia wat moes kom. Die Here gee van die laaste woorde in die Ou Testamentiese profesie om te sê daar sal 'n Elia kom. Nie in die persoon nie, en dit was blykbaar verkeerd verstaan deur die skrifgeleerdes. Hulle het 'n letterlike Elia verwag, een wat gelyk het soos die ou Elia waarvan ons in Konings lees. Maleagi 4 vers 5 en 6 lees: Kyk, ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. Met ander woorde, voor die oordeel van God. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie. Wat was Elia se doel? Elia se doel was om bekering te verkondig. En hier kom Johannes die doper en hy sê bekeer julle, en hy gee vir hulle 'n reinigingsbad soos by die tempel. En die reinigingsbad is maar 'n uiterlike bad. Dis 'n uiterlike bad om hulle voor te berei vir wat kom. Dis al wat hy hulle gee. En hy sê, is jy Elia? En hy antwoord nee, ek is nie Elia. Want hulle verwag 'n letterlike Elia. Jesus praat van hierdie selfde saak in Matteus 11, en ek raai aan, lees dit by. Matteus 11 word daar gesê, maar wie is Johannes die Doper? Dan sê die Here Jesus, hy is die Elia wat sou kom. Jesus self sê hy is die Elia, want hy doen wat Elia gedoen het. Wat Elia moes doen, wat Maleagi 4 sê Elia moes doen. Hy moes kom praat en sê, bekeer julle. Want dit wat moet gebeur in die tyd van Maleagi 4 se profesie, moet gebeur as die Messias kom. En hy's hier. En vandag is Elia nog steeds aan die woord. Want die woorde, bekeer julle, mag nooit ophou gespreek word deur enige profeet wat vandag nog profeteer nie. Want wanneer die woord van die Here na ons toe kom, is dit tot ons heiligmaking. Want die woord van die Here kom en vestig die aandag op Christus, soos wat Elia moes doen. Dat ons in die lig van Christus kan sien waar ons nie is nie. En daar die deel van ons lewe onder die lig van Christus se bloed sien. En dat ons daarvan sal wegdraai om die enigste Messias te dien. Ons sal wegdraai van ons sonde. Ons sal wegdraai daarvan, want dis wat Elia moes doen. Elia moes sê, draai weg, die Messias is op pad. Johannes antwoord, ek is nie. Wat van, is hy dieselfde vers? Is hy dalk die profeet? Wat 'n profeet? Kan neerskryf Deuteronomium hoofstuk 18 vers 15 tot 18. Ons lees daar in Deuteronomium 18 vers 15 tot 18 woorde wat die Here aan Moses gee. En hy sê, 'n profeet uit jou midde. Moses, 'n profeet uit jou midde, uit jou broer, soos ek is, sal die Here jou God vir jou verwek. Daar kom 'n mens wat 'n profeet sal wees uit jou midde. Met ander woorde uit Israel. Net soos jy van die Here jou God by Horeb gevra het, toe jy op die dag van die vergadering gesê het, ek kan die stem van die Here my God nie langer hoor en hierdie groot vuur nie meer sien nie, anders sterf ek. Toe het die Here vir my gesê, dit is goed wat hulle gespreek het. 'n Profeet sal ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy is, en ek sal my woorde in sy mond lê, en hy sal aan hulle sê alles wat ek hom beveel het. Johannes, is jy dalk hierdie profeet? Nee, ek is nie. Jy is nie die profeet wat
Moses verwag het wat 'n groter Moses sou wees nie. Wat beter as Moses sou wees nie. Wat 'n profeet sou wees vanuit Israel wat niemand sou ontken, hy is waarlik 'n profeet. Maar wanneer die Messias kom, dan kan ons die profeet sien. Ons kan sien wie hy is. Wanneer Christus Jesus sigbaar word, dan word hierdie woorde waar. Johannes sê, dit is nie ek nie. Dit gaan nie oor my nie. Kyk oor wie dit gaan. As ons dink aan Elia, dan gaan dit nie oor Elia nie. Dit gaan nie oor Johannes die Doper nie, dit gaan oor Jesus. As ons dink aan die groot profeet, dink ons dit gaan nou nie oor Moses nie. Dit gaan nie oor enige profeet na Moses nie, dit gaan oor Jesus. Dit gaan ook nie oor Johannes die Doper nie. Dit gaan oor Jesus. Vers 23 gee hy dan sy antwoord, want hy word gedruk deur hierdie Fariseërs en Lewiete. Wie is jy dan? En hy antwoord in vers 23, ek is die stem van een wat roep in die woestyn. Maak die pad van die Here reguit, soos Jesaja die profeet gesê. Jesaja 40 vers 3 lees, 'n stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van die Here. Maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons God. Jesaja 40 vers 3. Maak gelyk die pad, maak reguit die pad. Hoekom moet die pad reguit gemaak word? Hoekom moet die pad voorberei word? Want die koning is op pad. En ons maak die pad gereed dat hy maklik kan reis. Wanneer Jesus kom, is daar reeds mense wat tot bekering gekom het. Hulle het reeds nader aan God beweeg. Hulle het reeds die Messias begin sien. Hulle het reeds in sy koninkryk begin inleef. En dan staan ons by die punt waar ons moet sê, maar hoekom? Want die koning kom. Die trompette blaas om aan te dui. Die gelykenis was baie mooi. Dit gaan oor die wederkoms. Wanneer 5 maagde hulle lampies moes regkry, maar as die bruidegom aanbreek, dan blaas 'n bassein en dan word al die geluide gemaak om mense te sê, hy is hier, hy is hier, hy is nou hier, hy is hier. Johannes kom reeds soos een wat 'n trompet blaas. En hy sê, hy is hier. Bekeer julle en laat julle gedoop word tot bekering. Afgewas word tot bekering. Gereinig word, en dis waar die beeld van die tempel ter sprake kom, om myself te reinig, om in teenwoordigheid van God te mag kom. In daardie lig moet jy sien wat Johannes doen. Hy sê, maak reg om die Messias te ontmoet. Hy is hier. Die tweede deel van hierdie gedeelte handel oor die vraag, maar hoekom doop jy dan? Want ons hoor jy doen, en ons hoor mense kom na jou toe, as jy nie Elia is, as jy nie die Christus is, as jy nie die profeet is nie, wat maak dat jy doop? En hier kom die waarheid van die evangelie. Want Johannes sê dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor hom. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor hom. Hulle vra hom en sê, waarom doop jy? Vers 25. As jy nie die Christus is, of Elia, of die profeet nie. Johannes antwoord hulle in vers 26 en sê, ek doop met water, maar onder julle staan hy vir wie julle nie ken nie. Ek doop met water, ek reinig net. Ek doop met water, ek help met die voorbereiding. Maar daar's een wat julle nie ken nie. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor die doop nie, dit gaan oor hom.
Wie ken ons nie? Een vir wie ek myself ontledig, skryf Johannes verder. Vers 27, dit is hy wat na my kom, wat voor my geword het, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Nou, wanneer maak jy iemand se skoenriem los? Die sandale waarmee hulle beweeg in die antieke tyd, is met riempies vasgemaak om die bene, jy moet die riempies losmaak, dan moet jy jou skoene uittrek, dan moet jy jou voete was, want vol stof is jou voete. En wanneer jou voete gewas moet word, Jesus illustreer dit, wanneer hy een voete was sessie het. En die voete was altyd gedoen deur 'n slaaf of 'n diensknegt. En daardie slaaf is van baie lae stand. Johannes sê, ek is nie eers werd om daardie lae stand slaaf te wees voor hom, die Messias, die koning. En hy kom na my. Op hierdie stadium berei ek net die weg. Ek maak die pad reg. Ek blaas die bassein. Ek laat weet, hy's op pad. Hy's op pad. Hy's naby. Hy's hier. sien julle hom? Ken julle hom? Wie? Wie? Een wat julle nie ken nie, een wie se skoenriem ek nie bereid is om los te maak nie, hy is so groot voor my. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor hom. Wanneer hom later vra, maar hoekom doop hy meer as jy? Hoekom word by Jesus meer gedoop as by jou, Johannes? Want hy moet meer word, ek moet minder. Sy aanhang is die aanhang wat saak maak, my aanhang is afgodies, want 'n mens kan Christus nie vervang nie. 'n Mens kan Christus nie vervang nie. Hy wat voor my gekom is eerder as ek. Ek is nie waardig om eers naby hom te wees. My doop is met water, en jy sal dit later in hierdie selfde gedeelte vind, jy sal dit ook in die parallelle gedeeltes vind, in Matteus en in Lukas. Ek doop met water, hy sal doop met die Heilige Gees. Hierdie water is maar 'n tydelike afwassing. Maar wanneer hy met die Heilige Gees doop, gaan jy tot geloof kom en gered word. Hierdie doop kan jou niks maak nie. Dit reinig seremonieel. Dis al. Om my nader aan hom te mag bring. Dis al wat dit gedoen het. Dit was 'n ritueel wat ook by die tempel gebruik was. Dit was iets wat daar gebruik was om nader aan aanbidding te kom. Maar dit was nie aanbidding self nie. Maar wanneer die doop deur die Heilige Gees, die geloof in Christus, en dit word ook bekend, staan ook bekend as die wedergeboorte. As jy van bo af gebore word, dis hoekom Johannes dit verhaal in Johannes 3. Wanneer die wedergeboorte 'n geboorte van bo af is. 1 Korintiërs 12 praat van ons is deur een Gees gedoop. Daardie selfde doop wat 1 Korintiërs 12 van praat, is die doop deur die Heilige Gees, wat beteken dat ek gered word. My hart word uitgeneem, een van klip. Ek ontvang een van vlees. Dordtse Leerreëls hoofstuk 1. Ek ontvang dit, want ek kry dit by wie? By die Fariseërs? By die Sadduseërs dalk? By die hoofpriester self? Omdat ek al so lank in die tempeldiens is? Nee. Wat van ons tyd? Ek het hom groot geword as 'n Christen in 'n kerk. Ek is al jare lidmaat hier, my ouers was daar gedoop. Ek is daar gedoop. En ek het groot geword in hierdie stelsel. As die Gees van God jou nie nuut gemaak het nie, is jy nog nie waarlik nuut nie. Wanneer die belydenisskrifte dit op vele plekke stel, die kerk van Jesus Christus bestaan, tog is daar baie wat nie waarlik glo nie. Waar kry die kerk dit al sedert die middeleeue? Waar kry die kerk dit? Dat daar 'n ware kerk en 'n valse kerk is. Waar kry ons dit? Want die mensdom hou van die voorkoms.
Wie is jy? Hoekom is jy wie jy is? Wat doen jy? Wat sê jy? Hoe lyk jy? En dis die vraag wat gevra moet word om te sien, ware kerk lyk hoe? Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 29, stel dit duidelik. Dis 'n kerk waar die woord van God onverdun, onfeilbaar verkondig word as die enigste waarheid. Christus Jesus word in die tweede plek verkondig in die sakramente as hy is die verlosser, en deur die doop en die nagmaal wys dit na hom toe as die enigste verlosser, en ons kan daardie twee sakramente net gebruik soos hy dit ingestel het. Dit gaan nie oor die sakrament nie, dit gaan oor die Christus. Dit gaan nie oor die woord nie, maar oor wie se woord. En in die derde plek, 'n ware kerk word geken waar sonde op die naam genoem kan word. Gesê word, sonde is 'n werklikheid en ons stry daarteen. En hy wat val in sonde, moet weet, ons het gestruikel, ons het bekering nodig. 'n Ware kerk erken dit. Ons hoef nie deur die waterbad te gaan om gereinig te word nie, want in die bloed van Jesus Christus is ons gered, wanneer hy ons 'n bewussyn gee van sonde. Bekering is 'n opregte berou en 'n wegdraai daarvan. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor hom. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor Jesus. Dit gaan nie oor Johannes die Doper nie. Dit gaan nie eers oor sy doop nie. Dit gaan nie eers oor enigiets rondom hom nie. Dit gaan oor Jesus. As die enigste weg, die saligheid en die lewe. En as Johannes die Doper hoe hard probeer, kry hy dit nie reg nie, want daar die belangrike vers 26, is nog vandag in die moderne tyd, in die tyd waarin jy en ek leef, nog waar en seker. Ons sien daar word gedoop met water. En ons ontvang die doop van Christus, en dis die verskil tussen die doop van Johannes en die doop van Christus. Christus se doop is die doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Johannes het nie so gedoop nie. Dis nie wat hy bedien het nie. Nog steeds kan ons nie vashou in die water nie. Want die water red nie, maar die Christus doen. En as jy hom nie ken nie, sal jy sy doop ook nie verstaan. As jy hom nie liefhet nie, kan jy niks doen. Jy kan elke keer nagmaal gebruik, en as jy die tekens vashou, dan mis jy die Christus. En as ons die lewe leef, en dit gaan oor my, dit wat ek doen, dit wat nou gebeur, omdat ek daar was. Hoekom hierdie kerk is waar hierdie kerk is, hoekom hierdie dorp is waar hierdie dorp is, hoekom hierdie gemeenskap van die gelowiges is waar hulle is, en iemand sê, dis ons, staan ons op sand. Want dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor Christus. En sy besluit, daar sal 'n kerk wees, is daar een. En sy besluit, daar sal geloof wees, dan is daar. Ons moet hoor wat Johannes die Doper sê. Ek is hier om te sê, ek is 'n stem in die woestyn. En jy hoor nog steeds Johannes se profesie, wanneer elke prediker dit sê, wanneer elke dagstukkie dit sê, wanneer elke videoetjie dit sê. Maak gereed vir die koning. Ons wag vir sy tweede koms. Maar is ons naby aan hom? Dis altyd die vraag. Want dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor hom. Dit gaan nie oor my geld nie, dit gaan oor hom. Dit gaan nie oor my kinders nie, dit gaan oor hom. Dit gaan nie oor my studies nie, dit gaan oor hom. Dit gaan nie eers oor matriek nie, grade vang nie, hoë prestasies op besigheidsvlak nie. Dit gaan oor hom. Ek is omdat hy is. Ek leef omdat hy my laat leef. En dan kan iemand maar vra, maar wie is dit wat hier voor my staan? Kind van die Here, want dit gaan oor Christus. Mag die Here ons opnuut help met die selfondersoek. Iemand later vir 'n disipel van Johannes vra, maar watter doop het jy ontvang? Dan sê hy, ek het die doop van Johannes ontvang.
dan word hy weer gedoop. Want hy is voorberei op die Messias, maar het hom nog nie gesien nie. En toe hy die prediking van die apostels hoor, toe het hy die Messias ontmoet. Jy kan nie vashak by jou bekering nie. Jy kan nie vashak by jou beginpunt nie. Ons lewe tot in ewigheid in die Christus. Want dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor Jesus. Prys sy naam. Amen. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, wat 'n vreugde dat ons gestroop mag word van dit waarop ons wou staan. En sommige sal sê geoorloof op kan staan. Want ons voel geregtig daarop. Maar U wat alles wegneem, wat skeiding maak tussen ons en U. Here, dankie dat U met ons werk. Dankie dat U ons herinner daaraan. Soos een wat geroep het in die woestyn, is daar steeds 'n Jesaja 40 vers 3. Daar's steeds 'n vervulling van Deuteronomium 18. Daar is steeds 'n vervulling van Maleagi 4. Want U is dit. U is dit in Christus. Lei ons, Here, om nie na die water te gaan nie, maar na die Christus. Laat ons besef dat U opnuut met ons is en dat ons U kan eer, U kan dank as verlosser. In Jesus naam. Amen.